Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Ek gesels met 'n boer rondom sy boerdery, saaiboer. Nou vra ek vir hom, verduidelik vir my die proses. Hy sê eerstens die grond moet voorberei word. En as die grond voorberei is, die grond is mooi gelyk, dan word saad in die grond ingesit. En as die saad in is, die volgende ding wat dan gebeur is, daar word kunsmis ingesit. En dan kom die wag, die groot reën, die reën moet dan opdag. As die reën nie opgedag het nie, gebeur daar niks nie. Maar as die eerste reëns geval het, net 'n kort rukkie daarna, dan begin die spruite uitloop. Dan kan jy sien elke mielietjie wat begin opkom en later van tyd dan word hulle groot mielie tot daar uiteraard nou geoes word. En toe ek nou luister na hierdie storie van hierdie man, toe besef ek ons as Christene, ons kan die grond voorberei in alle opsigte, praat met die koning en ons lewens skoon hou voor hom. Maar een ding is baie seker, reën het ons nodig. Wat se reën? Reën van die soete Heilige Gees. Jy sien, as die soete Heilige Gees in ons lewens neerdal, dan vind daar groei plaas. As die soete Heilige Gees in ons lewens is, dan verander ons die hele situasie, dan word daar gegroei. Ek wil u vandag bemoedig en sê, maak jy hart oop, maak jy lewe oop vir die soete Heilige Gees, sodat daar fantastiese groei in die lewe kan plaasvind. Herlewingsgroete.